Hartlik goeiemôre, mag die Here baie ryklik seën en sy kosbare doel in die hart en lewe ook so bereik in hierdie dag dan. Nou liewe vriende, wilde honde is nou nie iets waaraan 'n ou in die veld wil vasloop nie. Die mense wat die diere goed ken sê dat 2 wilde honde is gevaarliker vir jou as 2 hyenas. Hulle reken dat 2 wilde honde sal jou doodmaak en 2 hyenas kan nie nog wegkom. So dis 'n baie gevaarlike dier wat daar is en tog is hy nie baie groot nie, maar baie wreed. En weet jy, dit het my so laat dink aan 'n teksvers wat in die Bybel is. En daardie teksvers wat in die Bybel is, dis daar in Psalm 17 vers 9 wat sê, teen die goddelose wat my geweld aandoen, my doodsvyande wat my omring. Psalm 22 vers 17 sê, want honde het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deurgrawe. Ja, ons wil bietjie stil staan by die kruisiging opnuut, liewe vriende. En die eerste ding van die kruisiging net vandag is die feit dat die Here Jesus is doodgemaak. Weet jy, dis 'n geweldige saak om te aandink dat die Here Jesus net doodeenvoudig doodgemaak is deur mense. Die psalmskrywer het vooruit is dit al geprofeteer om te sê 'n bende kwaaddoeners het my omring. En dit was kwaaddoeners wat die Here omring het. Hulle wat die Here doodgemaak het. Die eerste gedagte vir oggend dan. Jesus is doodgemaak deur sondaars. Handelinge 7 vers 51 en 52 kom Stefanus en hy gee hierdie woorde, hy sê, julle hardnekkige en onbesnedenis van hart en ore. Julle weerstaan altyd die Heilige Gees, net soos julle vaders, so ook julle. Watter een van die profete het julle vaders nie vervolg nie? Ja, hulle het die doodgemaak, wat vooraf die koms van die verkondig het van die regverdige, van wie julle nou verraaiers en moordenaars geword het. Ja, hier word gesê, dat hulle wat die Here Jesus doodgemaak het, moordenaars is, dat hulle verraaiers is, dat hulle hardnekkig is, dat hulle onbesnede is van hart en ore. Hulle wil nie luister nie, hulle wil nie oorgee nie, hulle wou nie die Here dien nie, en 'n groot saak, hulle weerstaan altyd die Heilige Gees. En dis hulle wat die Here Jesus doodgemaak het. Liewe vriende, en vandag nog, as iemand met dit besig is iemand hardnekkig is en sy hart toemaak vir die Here en sy ore toemaak vir die stem van die Here en die wil van die Here weerstaan, die Heilige Gees sekerlik altyd weerstaan en nie luister nie, is dit hulle wat sekerlik ook vandag die Here Jesus nog steeds sou doodmaak en hom nog steeds sou kruisig. Hulle word beskou as moordenaars, verraaiers, en die sondaars het die Here Jesus kom doodmaak. En net so moet u weet, as u in u sonde bly lewe, dan maak u eintlik ook die Here Jesus dood. U maak sy stem dood in die hart, u maak sy werking dood in die lewe, en u wil nie ag gee op dit wat die Here Jesus vir u kom doen het, en die wonderlike verlossing wat hy vir u kom bewerk het nie. Dan, liewe vriende, is daar tweede, die Here Jesus is doodgemaak saam met sondaars. En weet jy, dis iets wat ons sekerlik moet aangryp. Lukas 23 vers 33 sê, en toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig, en die kwaaddoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant. Ja, dis die plek wat mense vir die Here Jesus gegee het, 'n veragterlike plek, 'n skandelike plek, 'n plek saam met sondaars. En liewe vriende, en omdat hulle die Here saam met sondaars gesit het, het hulle gedink, ons is daarom beter. Ons het daarom die sondaars en die Here hierso nou veroordeel. En weet jy tog, is dit so jammer dat daar so baie mense is wat so kyk na ander mense, hulle kyk na die sondaars en hulle dink, ag jong, ek is daarom nog beter as hulle, ek het die Here Jesus nog steeds nie nodig nie. Die Here Jesus moet na daai sondaars toe gaan, maar ek het hom nie nodig nie. Ek hoef my nie nou al te bekeer nie. Liewe vriende, dis 'n geweldige fout. Ons moet weet dat elkeen moet sy of haar saak met die Here regmaak. Dit is belangrik dat dit sekerlik moet gebeur. En dan die laaste wat daar vanoggend is, liewe vriende, die Here Jesus is doodgemaak vir sondaars. Romeine 5 vers 6 sê, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Vers 8 sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Ag, hierdie twee teksverse sê so baie. Dit sê dat dit mense is wat op 'n plek gekom het om te besef, ek is 'n sondaar. Ek is verlore, die Here het vir my aan die kruis kom sterwe, en dan het hulle die verlossing van die Here Jesus aangeneem,
sodat hulle gered kon word, dat hulle kon verander word na kinders van God toe, verlostes, vrygemaak deur Jesus bloed. En dis sekerlik die vraag wat u vanoggend moet kom antwoord om te kom sê, het jy al op daardie plek gekom om te sê, Jesus is doodgemaak vir my. Ek het hom nodig gehad, en daarom moes Jesus gesterf het. En u het na hom toe gekom en die sonde voor hom neergelê, en dat hy u witter kan was as sneeu. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here Jesus, baie dankie dat u gekom het. Nie net om saam met sondaars en deur sondaars doodgemaak te word, maar vir sondaars. En gee tog dat elke mens op hierdie aarde, want almal het gesondig, dit sal raak sien. En nou tot u bekeer. Amen.